Nou, ons is besig met hierdie reeks. Ons het laasweek begin. As jy dit gemis het, wil ek jou regtig aanraai om te gaan kyk op die internet. Ons dienste is daar, of agter is daar DVD's en CD's wat jy ook kan koop. En ons het begin met hierdie reeks met die naam Oorweldig, want wat ek gevind het, is dat baie mense is oorweldig, en veral hierdie tyd van die jaar wat nou voor lê, derde, vierde kwartaal, is 'n tyd wat baie mense oorweldig is, wat alles te veel raak. Daar's afsluitings, en dan is daar afsluitings van die afsluitings, en dan is daar ander mense se afsluitings wat jy moet bywoon, en dis net crazy, en dis prysuitdelings, en alles raak net, en dan lê Kersfees voor, in Oktober, dan begin hulle vir jou sê, hoor die Kersfees kom, en dan begin jy jingle bells hoor, en dit raak net, alles raak baie keer te veel. En hier waar jy sit vanaand, ek glo, hier is heel moontlik van julle wat hier sit vanaand, wat oorweldig voel. Jy is in omstandighede wat jou eintlik net heeltemal oorweldig. Miskien is jy nou in matriek en daar's min daaroor, daar's 'n paar goeders wat nog moet gebeur en dan begin eksamens en dan is dit eintlik eindeksamen en jy sal oorweldig deur dit en jy weet nie eintlik lekker wat lê en wag vir jou aan die einde van skool nie. Jy weet net jy maak klaar, maar ja, jy dalk vir goeders ingeskryf en jy gaan dalk swat of jy het dalk planne, maar daar's hierdie onsekerheid en dit oorweldig jou dalk. Miskien is jy 'n student en jy maak hierdie jaar klaar, jy kry actually graad, maar jy het nog nie werk nie. Jy weet jy gaan volgende jaar lyk. Miskien is jy hier en jy en jou man begin 'n familie. Die eerste babatjie is op pad en dis oorweldigend. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie. Dis 'n aanpassing in jou huis. Ek kan onthou ek en my vrou sê wel, hy gaan maar net inpas by ons skedule en dit is maar net hoe gaan wees en surprise, dit werk nie so nie. Iemand het eendag by kerk gesê, hoe gaan dit met die nuwe bestuurder in julle huis? Ek sê, yes, dis wat dit is. Sy reël en regulate wat nou gebeur. So miskien is dis oorweldig. Miskien is dit jou derde, vierde, vyfde kind, ek weet nie, maar dis oorweldigend. Miskien is dit 'n nuwe jy gaan begin dalk met 'n nuwe werk of is 'n transisie soos vir hulle. En daar's nuwe goed wat gebeur en dis oorweldigend. Miskien is jy op hierdie stadium dat jou ouers begin eintlik swak raak. En waar hulle altyd die een wees wat raad gee, is jy die een wat eintlik moet besluite begin neem en jy moet hulle sorg dat hulle versorg word en dis oorweldigend. Miskien sit jy hierso en jy het 'n verlede en dis oorweldigend want jou verlede hier en daar steek dit kop uit en dan moet jy weer face jou verlede en wat daar gebeur het en dit voel vir jou dalk te veel. Nou hier is die ding, wanneer jy oorweldig is daar twee tipes mense wat jy nie wil ontmoet nie. Die eerste een is wat vir jou sê, ag, dis nie so erg. So wanneer jy in die middel is van, hierdie is verskriklik, jy weet jy gaan hierdie maak nie, jy weet alles, en dan sê jy, ag nee, is nie so erg. Jy weet, dit is soos, wanneer tieners, hulle gaan deur krisis of verhouding breek op, en dan is 'n party wat hulle sê, ag, kom net oor dit, jy's net jonk, jy het vergeet hoe was dit, toe jy daar was, jy sien, dit is erg, dit is nie so erg as dit ander ouens, maar wanneer jou raak, is soos, dit is erg, dit is groot, dit is wild hierdie. Die tweede persoon wat jy nie wil ontmoet, wanneer jy in oorweldige omstandighede, is die ou wat vir jou sê, kom ek vertel jou my storie. En dan vertel jy jou storie en as jy soos, kan ek net deur 'n pottaal ry of wat ook al, en hierdie is net soos, baie dankie vir jou deelname in my lewe. So daar's hierdie twee mense wat jy nie eintlik wil deel hê van, maar hier is die realiteit, ons gaan deur omstandighede wat oorweldigend is. En hier's wat jy moet weet, daai situasie kan oorweldigend bly, of jy kan oorwinning in dit kry. En die keuse, hoor mooi, is joune. Die keuse is, waarop gaan jy fokus, en wat gaan jou fokus wees binne-in hierdie oorweldigende omstandighede? En dit is jou keuse. Sien, wanneer jy kies om die hele tyd te fokus op jou oorweldigende omstandighede, is dit wat jy gaan ervaar, is oorweldiging. Maar wanneer jy kies om op jou verlosser en jou redder te fokus, dan gaan daar oorwinning kan kom in jou lewe. Jy moet besef dat dit wat jou aandag kry, gaan op die einde bepaal die rigting waarin jou lewe beweeg. As jy fokus op jou oorweldigende omstandighede, dan moet jy weet dat jy gaan angs beleef, en jy gaan stres, en jy gaan depressie ervaar, want dit is oorweldigend. Maar wanneer jy begin fokus op Christus, dan gaan jy goeders kan begin beleef soos vrede, en jy gaan actually vreugde kan beleef, en jy gaan oorwinning kan beleef, binne-in jou omstandighede. En dis my hart vanaand, dat jy sal, en dit klink vir jou asof dit baie dieselfde is laasweek, en dalk is dit 'n bietjie, maar die realiteit is, waarop gaan jy fokus, binne-in jou oorweldigende omstandighede? En laasweek het ons gekyk na Paulus, binne-in sy oorweldigende omstandighede, wat het hy gedoen? En wat was die effek wat God gedoen? Wat het God gedoen toe Paulus dit gedoen het? En vanaand gaan ons kyk na Daniel, waar hy in oorweldigende omstandighede is, en hy kies om op sekere goeders te fokus, en hy kies om sekere goeders te doen. En wat was die effek daarvan? Sien, hierdie ouens was nie perfekte ouens nie, hierdie ouens was nie wat op wolkies rond gery het nie,
hierdie was real life. En miskien het jy dalk groot geword in die kerk, of jy het van hierdie Bybelstories al so baie gehoor, dat jy so gewoond geraak het, en jy kan jouself nie eintlik meer daarin sien nie, en jy kan nie eintlik sien dat dit erg is nie, want jy is net gewoond aan. Dis soos ek en jy, wat die nuus lees, en ons is, nog een. En dit skok jou nie meer, want jy het so gewoond geraak daaraan. Maar wanneer jy binne in dit is dit real, en jy is soos, hoe moet ek hierdie face, wat moet ek hier doen, hoe moet ek hierdie beleef? En ek wil jy moet kyk, wat het Daniel gedoen, en hier is die slegte nuus van vanaand. In die volgende 30 minute, gaan jou omstandighede heel moontlik glad nie verander. Jy gaan nog steeds 'n kind hê, wat rebelleer. Jy gaan nog steeds 'n huwelik hê, wat dalk nie meer is wat dit was. Jy gaan nog steeds 'n week hê wat voor lê, met take en toetse en deadlines. Die kans is baie goed. Maar my hart is dat jy vanaand hier sal uitgaan, en dat jou fokus op 'n ander plek sal wees, en dat jy sal kies om op iemand anders te fokus, as net dit wat voor lê, vir hierdie week. En ons gaan lees in Daniël 1, en ons gaan lees vanaf vers 1, en dit's amazing wat hier gebeur, en ek soos ons lees, gaan ek vir jou 'n paar goeders verduidelik, dat ek wil hê jy moet raak sien. Daniël 1, vers 1, daar staan, in die 3de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. So in 605 voor Christus, dis soos 2700 jaar terug, het Nebukadneser koning geword, en hy het in die September van daai jaar, het hy opgetrek, en hy was 'n magtige koning, en in daai September het hy opgetrek na Israel toe, en hy het oorgeneem daar. En hy het oorgeneem en gesê, wel, hierdie behoort nou aan my. En hier's wat gebeur, en ek wil jy moet sien vers 2, hierdie is belangrike woorde. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag. Okay, wow, Peter, wow. So, wat jy sê is dat, dit was God se wil dat hierdie moes gebeur. Ja. God het hulle oorgegee. Maar hier's wat jy moet besef, en hier's die agtergrond van dit. Dis omtrent in die tyd wat Jeremia, gaan lees die boek Jeremia in die Bybel, dis die tyd wat hy profeet was. Sien, hierdie ouens, God het oor hierdie ouens gewaarsku en gesê, draai terug van julle sondes, draai weg van julle sondes, kom terug na my toe, julle moet wegdraai, julle moet terugkom. Hy het profete gestuur en gesê, kom terug, en hier's wat jy moet besef, God het 'n breekpunt gehad en sê, okay, enough is enough. Ek wil hê jy moet weet, dat God het 'n breekpunt. Hy het 'n breekpunt gehad met Israel, en hy het 'n breekpunt met mense. Hy waarsku jou oor en oor, draai weg, kom terug. Jy sit week na week in die kerk, en oor, ervaar jy dis asof ek of wie ook al net met jou praat, soos, jy moet hierdie verander, hierdie ding in jou lewe moet verander, hou op met hierdie dinge, stop hierdie ding, en jy sê soos, wag, ek sal nog, en eers is dit wat God dan net sê, okay, fine, jy wil hê wat jy wil hê, ek gee vir jou wat jy wil hê, jy bly kies om 'n lewe sonder my te hê, jy bly kies om teen my beginsels te gaan, wel, ek gaan dit vir jou gee, en dan is dit wanneer die pop op die vers, en gewoonlik wat ouens dan doen, dan blameer hulle vir God, omdat dit sleg gaan met hulle. En dan is God soos, nee, hierdie was jou keuse, ek het jou gewaarsku, yes, God is 'n God van genade, en deel van sy genade is dat hy jou waarsku, en jou waarsku, en deel van sy genade is dat hy partykeer sê, okay, fine, deel daarmee, miskien kan ek dan jou aandag kry, want my waarskuwings het nie gewerk. God het 'n breekpunt met hulle bereik, en sê, okay, as julle nie wil luister nie, dan moet julle weet, hier's wat gaan gebeur. Vers 3, die koning, en dis nou koning Nebukadneser, het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag, dis belangrike woorde daai, koninklike geslag, en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. En hier's wat hulle gebeur, hier's wat gedoen het. Wanneer Nebukadneser 'n land oorgeneem het of 'n stad oorgeneem het hy ingekom. Hy het van die koninklikes en die vernaamste ouens, het hy jong ouens uitgekies. En hy het hulle teruggevat en hy het van hulle slawe gemaak. Die armstes in die land het hy gesê, vat wat julle wil. En dit het 'n groot loyaliteit by hulle gekweek, want hulle eie konings het gewoonlik niks vir hulle gegee nie. So hier kom 'n nuwe koning en hy sê, hier's vir julle land, hier's vir julle huise, go for it. Maar hierdie middelste gedeelte, hierdie ouens nie, dis wat nie heeltemal hier vername ouens was nie, en wat nie heeltemal alles het hulle almal doodgemaak. En dis heel moontlik presies wat hier ook gebeur.
Vers 5, die koning het bepaal dat hulle daaglikse porsie van hierdie ouens wat nou ingekom het, van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree onder hierdie Judeërs en dan ontmoet ons hierdie ouens en as jy in die sonnaarskool was en in die kerk was dat jy hierdie ouens sal leer ken. Daniel, Hanania, Misael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniel is Beltsasar genoem, Hanania Sadrag, Misael Mesach en Asaria Abednego. En ons lees daar en soos, okay. Hier's wat gebeur het. Hier's Daniel en van sy vriende en hulle is deel van koninklikes of die vernames, ons weet nie presies waar Daniel ingepas het nie. En hier kom 'n ander koning in en hy neem die land oor. En hy maak van hier sy koninklik en nou word hy 'n slaaf gemaak. Heel moontlik is daar van sy vriende en familie voor sy oë doodgemaak, soos wel, julle het vir ons geen waarde in Babylon nie, so ons maak julle dood, en Daniel moes daarmee deel. Toe sy oor 2 woestyne moet hy marseer terug na Babylon toe. En baie ouens glo dat hulle het selfs van hierdie ouens Enogs gemaak. Nou as jy nie weet wat dit is nie, jy moet dit dalk nie gaan Google nie. Vind uit, maar moet dit dalk nie gaan Google nie. Dit is wat hulle gedoen het met hierdie ouens. En dan hier's wat hulle gebeur het, soos nou is julle hierso, en dan kom hulle en dan wil hulle nog nuwe name gee, sodat hulle identiteit kan verander. Kan ons ooreenstem dat hierdie is 'n oorweldigende dag in Daniel se lewe. Jy's koninklik, jy word 'n slaaf gemaak, van jou familie word doodgemaak, jy travel ver oor woestyn, en nou word jy slaaf. En daardie probeer ek nie sê soos, okay, kyk na jou omstandighede en kyk na Daniel en dan moet jy soos net kom oor dit nie. Dis nie wat ek probeer sê nie. Al wat ek wil hê jy moet besef is dat dit was oorweldigende omstandighede vir Daniel. En waar jy is jy oorweldigende omstandighede. Maar Daniel het iets besef van hoe groot God is. En dit kom uit in vers 8 en ek wil dit vir jou lees en ek gaan net die eerste woordjie lees. Daar staan Daniel. Party vertalings en vir Engelse vertaling sê maar Daniel. En dit is so belangrik dat jy hierdie sien. Daar staan nie maar Beltsasar. Ons is in die boek van Daniel. En in die res van die boek van Daniel lees jy van Daniel. Jy lees nooit van Beltsasar. Hier's wat hulle wou doen. Koning Nebukadneser en sy ouens het geweet dat wanneer ons hierdie ouens se identiteit verander, wanneer ons vir hulle nuwe name gee, dan forceer ons hulle eintlik om deel te wees van ons gemeenskap. Ons forceer hulle eintlik om ons beginsels en dit wat ons glo aan te hang. En hulle het iets besef wat baie Christene nie vandag besef nie, dat wanneer jy jou identiteit vind, en as jy besef wat jou identiteit is, en wat hulle wou doen is om hierdie ouens se identiteit te verander, want mense leef uit hulle identiteit. Daniel beteken, God is my regter. Beltsasar beteken, God is die een, of Bel, hulle God, of Marduk, is wat hulle God se naam was, beskerm hom. En Daniel het geweier om die identiteit van 'n slaaf aan te neem. Daniel het iets besef van dat God is groter. En Daniel het iets besef van hoe belangrik dit is om te weet wat is jou identiteit in God en nie in jou omstandighede nie. Daniel het nie sy identiteit in sy omstandighede gevind nie, want in 'n oomblik is sy omstandighede en sy wêreld uitmekaar uitgevee. En vir so baie mense vandag is jou identiteit lê in wat jy ry, jou identiteit lê in wat jou titel is, jou identiteit lê in hoeveel geld jy het, jou identiteit lê in waar jy bly, dis jou identiteit. Jou identiteit vind in wat jou beroep is, jou identiteit lê dat jy een of ander rekord hou van jy was die jongste wat dit bereik het of wat ook al, dis jou identiteit en in 'n oomblik is dit weg. As gevolg van jou keuse, as gevolg van iemand anders se keuse en in 'n oomblik is dit weg en dan is dit waar die pop op die fan tref en waar baie ouens is soos van wie is ek dan? En hulle lewe val uit mekaar want hulle identiteit was in iets en nie in iemand nie. Weet julle wat? Die vyand, die duiwel doen dit vandag nog met Christene. Hy wil nie hê jy moet weet wie jy is in Christus nie. Ek het gevind dat Christene wat weet wie hulle is in Christus, wat weet wat hulle identiteit is, wat God oor hulle sê, en op dit staan, is ouens wat vorentoe gaan. Want die duiwel kom en hy kom herinner jou aan jou verlede. En hy sê, ja, ek hoor jy sê jy's 'n Christen, ek weet jy, maar onthou jy wat jy daar gedoen het?
En dis niks nie tyd met Jesus doen. Hy sê, as jy die seun van God is. Hy kom by Christen en hy sê, as jy dan 'n Christen is, jy sê jy's 'n Christen, maar kyk wat doen jy? Ek en jy in Christus Jesus moet besef wie ons is in Christus Jesus. Gaan lees, gaan kyk hier reeks labels wat ons ruk terug gedoen, wat gaan oor identiteit. In Christus Jesus is jy vergewe. In Christus Jesus, luister baie mooi, is jy nie net 'n sondaar gered deur genade nie. Jy is vrygespreek. Jy is nuut gemaak. Jy is kind van God. Jy is gekies. Jy het naby God gekom, jy wat ver was. Jy is gered in Christus Jesus. Jy is vrygemaak. Jy is 'n erfdeel in Christus. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis wie jy is. Jy's 'n burger van sy ryk. Dis wie jy is in Christus. En as ek en jy meer besef van wie ons is in Christus en meer fokus op wie ons is en wat ons in Christus het, luister maar mooi. Beteken dit nie jou omstandighede verander nie, maar iets in jou verander. En hoe jy kyk na jou omstandighede is anders. Maar Daniel, ek's nie Belsasar nie. Ek's Daniel. Hier is wat die res van die vers sê, vers 8. Daniel het hom voorgeneem. Jy moet daai woordjie onderstreep of highlight of sterretjies of wat ook al. Daniel het hom voorgeneem. Die Engels vertaling sê he decided in his heart or made up his mind or he purposed in his heart. Daniel het homself voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Nou hier is die ding en dit is dalk puzzling. En soos hier's Daniel, oorweldigende omstandighede, 'n oorweldigende dag, 'n bad dag. En hy gaan, wel, dis dalk meer as 'n dag want hulle moes travel ver. En dit is alles is omver gegooi. En dan kom hy hierso en hierdie ouens wil vir hom 'n steak gee en 'n glas wyn en hy sê nee, dankie. En hy sê, "Hallo Daniel." Weet jy wat Daniel geweet? Daniel het voor die tyd besluit, voordat omstandighede gebeur het, voordat alles omvergooi, het Daniel homself voorgeneem. Daniel het lankal besluit van, hierdie is reg, hier's wat God sê, dis waarop ek staan, dis wat ek doen, no matter what. Of my omstandighede goed is, of my omstandighede sleg is, of ek in Jerusalem is, en of ek in Babylon is, maak nie saak waar ek is nie, hier's wat ek besluit het, hier's wat God sê, wat reg is, en dis hoe ek dit gaan doen. En hier's wat jy moet besef, hierdie kos wat hulle gewoonlik gedoen het, hulle het geoffer aan hierdie gode van die Babyloniërs, en hulle het verskeie gode gehad, en dan het hulle van hierdie kos gevat, want die gode het dit obviously nie geëet nie, en dan het hulle dit vir die mense gegee. En as jy daai kos gebruik, en as jy van daai wyn gebruik, eintlik wat jy sê, en jy maak 'n publieke stelling, en sê, wel ek aanvaar hierdie gode. En Daniel sê, nee, ek doen dit nie. Ek gaan dit doen nie. Daniel het homself voorgeneem. Daniel het 'n besluit geneem voor die tyd van hier's wat ek gaan doen. En hier's wat ek gevind het. Party Christene is in oorweldigende omstandighede omdat hulle nie hulle self voorneem om op God se beginsels te staan. Ons sal kyk hoe dit voel. Ons sal kyk hoe loop die ding. Ja, Petrie, maar ons wêreld het dan maar baie verander van Daniel se wêreld af, regtig? Regtig. Ek en jy lê onder 'n aircon binne in ons kamer. Ons surf die internet, speel Candy Crush Saga, Conquer Angry Birds en ons sê, hierdie wêreld is baie moeilike tyd waarin ons leef. Hier's nêrens 'n koning wat hier ingekom het soos hy. Wie van julle lyk mooi? Wie van julle doen CrossFit? Wie lyk mooi? Okay, great. Julle ouens kan gaan, die res van julle cheers. Ons maak julle almal doen. Ons ervaar dit nie. Okay, ek moes los dit daar. Ek kan nie iets daardeur sê nie, maar okay, that was not in my notes. Let me get back. Wat het jy besluit? Wat se voornemens het jy gemaak as Christen? Wat se voornemens het jy gemaak? Wat se goed jy gesê, hierdie kan nie gebeur nie. Ek het gevind dat baie Christene wat se lewens uitmekaar uitval en foute maak en verkeerde keuses maak, jy's die ouens wat nie gekies het nie. Ouens wat nie voornemens gemaak het voor die tyd nie. Nie besluite geneem het nie. Nie gesê, hier is op wat ek gaan staan, hier is wat God sê is reg, en hier is hoe dit gaan wees. Hier is wat gebeur in vers 9. Luister baie mooi, hier is wat God doen, toe Daniel voorneem het. God, die Engels vertaling sê,
now God. Net so by the way, hy is 'n nou God. Hy is nie 'n eendag God of 'n daar God nie. Hy is 'n nou God. Hy is 'n hier God. Hy is 'n naby God. En hy is besig om in jou omstandighede te werk, alhoewel jy dit dalk niks sien nie. En jy kyk na jou omstandighede en jy kyk na jou kalender en as jy hier uitstap en jy kom weer by jou huis, is jy weer binne in jou omstandighede en jy kan sê, "Wel, ek weet dit so mooi nie." God is in dit en God wil jou help deur dit. Hy is 'n hier God. Hy is 'n naby God. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël. Ek wil hê jy moet weet dat God kan meer doen met jou oortuigings en jou voornemens as wat hy kan doen deur jou compromise. Te veel mense compromise. Luister, God het nie nodig dat jy moet compromise of wat hy sê is reg of verkeerd om hom beter te laat lyk nie. Hy is God. Hy is wie hy is. Kan ek 'n paar voorbeelde noem? Kom ek lees hierdie vers en dan gaan ek dit sê. Kom ons kom dit by. Hier's wat gebeur in vers 10. Maar hy, hier's die hoofpaleisbeampte, maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom, is ek oor julle in die moeilikheid bring. Letterlik, koning Nebukadnesar het hom doodgemaak as hy nie gedoen het wat hy gesê het nie. En hier's wat jy moet besef, wanneer jy 'n besluit neem soos dis wat ek gaan doen, dis hoe ek dit gaan doen vir die Here, moet jy weet dat die wêreld gaan druk op jou sit. Dit gaan gebeur. Mense gaan my sê, "Ja, maar en hierdie oud goeie Daniël, regtig, kan ons dit ek gaan doodgemaak word. Kry my net so 'n bietjie jammer. Ek sien jou foon maar hier's wat gebeur." En dis gewoonlik waar ons compromise. As mense op jou gevoelens begin speel. As mense vir jou goeders begin sê. Sien, hier's wat gaan gebeur. Jy en jou ou gaan uitgaan en dan gaan hy kom en hy gaan sê, "Weet jy wat? Ek het gekyk na ons finansies. En weet jy wat, dit gaan 'n baie beter deal wees as ons net saam intrek. Dit gaan net baie meer sin maak om dit so te doen." Hier's die ding wat ek altyd is, mense, want dis die voorbeeld wat mense my gee. Hoekom hulle saam bly. Ja, Pieter, maar ons kan dit nie bekostig om maar. Okay, so saam met wie sou jy gebly het as julle nie uitgegaan het nie? Nie saam met haar nie. Hoor nou die dag van 'n vriend van my se broer, hy het by 'n ou ingetrek, want hier's wat letterlik gebeur het en hierdie ou net begin werk, maar dis 'n gemeubileerde plek en alles en hy sê, hoe kan jy nou 'n maand salaris so? Hy sê, "Nee, ek en my meisie sou saam ingetrek het, haar pa het vir alles betaal en 'n week voor ons sou saam intrek, toe vang ek haar dit sê op my cheat. En toe bel ek die pa toe sê, "Nee, vat dit maar vir jou." Jy weet nie wat jy daai lees nie, maar het jy voornemens? Jy kan nie 'n voorneme maak in the heat of the moment nie. Gaan nie werk. Waar is julle grense in julle verhouding? Julle is nog nie getroud nie. Hoe lyk julle grense? Ons sal kyk as ons daar kom. Jy gaan nie kyk as jy daar kom. Jy gaan jy's kyk wat aan die ander kant die lyn is as jy daar kom. Dis hoe hormone werk. Jy gaan nie wegkom van dit af nie. Jy kan nie daar nie. Jy kan nie, luister baie mooi, wanneer die besigheidsdeal deurkom, wanneer jy daai cheque kry met daai groot bedrag, dis nie dan wanneer jy na die small print gaan verander nie. Dan moet jy daarmee saamleef. Jy kan nie in die heat of the moment besluit, dis hoe ek God gaan dien nie. En luister baie mooi, baie ouens sit met 'n verlede wat oorweldigend is en die heeltyd sy kop uitsteek en half jou identiteit wil word as gevolg van ouens wat nie voornemens gemaak het. Wat is jou voorneem? Wat se grense het jy in jou lewe? Wat se goed is in jou lewe, no matter what, dis wat ek gaan doen. En hier's wat jy moet weet, wanneer, soos ek gesê het, wanneer jy dit sê, gaan dit getoets word. Christene, dalk is jy's nie 'n Christen nie, awesome, ek's bly jy's hier. Ek wil net vir 'n oomblik met die ouens wat praat wat Jesus volg. Ek wil net die volgende vir jou sê. Jy kan nie leef soos jy wil nie. As jy sê Jesus is in beheer van jou lewe nie. Jy kan nie die calls maak nie.
Hier's wat baie Christene doen, ek leef soos wat ek wil, en dan gaan ek net gou Sondag kerk soos Here, ek is jammer, ek maak dit my sonde emmertjie leeg, en dan gaan ek weer deur, taralala, kom ons maak hom weer vol die week, en dan kom ek dit weer, maak dit weer my emmertjie leeg. Hier's wat jy moet besef, God laat nie met hom spot nie. En dan gaan 'n oomblik kom wat God sê, jy moet deel met hierdie. Die Bybel sê, wat jy saai, dit sal jy oes. Ek wil jy moet dit weet. En hier's wat jy moet weet. God kan meer doen deur jou wat staan op sy woord en staan op sy beginsels. Miskien die rede hoekom God jou nie groot gebruik nie, is juis omdat jy compromise deelte. Miskien is daar 'n begeerte in jou hart van, Here, gebruik my. En daar's half net geleenthede wat kom nie. Maar hier's die ding, God gaan jou nie vertrou met meer as jy nie doen dit wat hy reeds vir jou gevra het nie. Dit wat hy reeds vir jou geopenbaar het, dit wat hy reeds vir jou laat verstaan het nie. Die vraag is jy gehoorsaam daarin, staan jy in dit, loop jy op dit? Daniel het dit gedoen. Vers 11. Toe sê Daniel vir die amptenaar wat deur die hofpaleis beampte aangestel is om toesig te hou oor Daniel, Hanania, Misael en Asaria. Maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons. En laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van saak. Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. En kyk nou, hier's wat God doen omdat hulle gestaan het op sy beginsels, omdat hulle voorneme gedoen het. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe het die amptenaar die koning se kos en wyn vir goed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne, kyk hier's wat God doen, verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniel kon enige gesig of droom uitlê. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Ek het Pieter maar wow. Hulle het gestaan op God se beginsels. Daniel het iets verstaan van sy identiteit. Is hierdie nie die gedeelte waar die musiek in die agtergrond moet begin verander van hierdie fliek en God kom en hy stuur 'n klomp engele en hy sweep hulle daar uit en daar gaan hulle. Is dit nie wat hier moes gebeur nie? Party mense dink Christene het uit maanskyn en rose en ons ry op unicorns rond en ons drink net sweet tou en ons eet lekker koekies en dis die lewe. Nee, God het nie hulle omstandighede verander nie, maar hier is die amazing ding wat hy gedoen het. Hy het hulle deur hulle omstandighede gedra. En as jy die res van Daniel gaan lees, dan sien jy dit time and again, is dit weer getoets. En elke keer wat hulle die toets deurgekom het, is hulle bevorder. Elke keer is daar meer aan hulle toevertrou. Elke keer het hulle uit hulle omstandighede gekom, ten spyte van die feit dat hulle nog steeds daar was. Hier is die 2 goed wat jy moet weet. God is groter. God is groter as enige iemand, as enige iets en as enige iets waardeur jy gaan. En tweede ding is, God het die vermoë om, hy kan jou omstandighede in 'n instant verander. Maar hy het ook die vermoë om jou deur jou omstandighede te dra. Miskien sit jy hier en dit waardeur jy gaan is regtig oorweldigend. En miskien sit jy hier en niemand anders verstaan waardeur jy gaan nie. En miskien sit jy hier en jy is soos op die punt van as alles nie nou verander nie of as iets nie nou verander nie, weet ek nie hoe lank ek nog hierdie kan hanteer nie. As alles nie nou, as hier nie uitkoms tot hierdie kom, weet ek nie hoe gaan ek hierdie week maak nie. Miskien is dit jy. Jy kan of op dit fokus, of jy kan fokus op die feit dat God is groter en dat God het die vermoë om my hier deur te dra. Ek wil afsluit met hierdie wat Jesus sê. Jy hoef nie so dit te blaai nie, dis in Johannes 16. Die laaste vers van Johannes 16. Hier's wat Jesus sê, dis in die laaste tyd net voor hy gekruisig is en hy sê 'n klomp goed vir sy disippels en dis asof hy al die laaste belangrike goedes vir die ouens sê wat hulle moet weet en wat hulle moet onthou. En dan sê hy in Johannes 16 vers 33, dan sê hy die volgende: Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my.
En jy kan gelees die res van Johannes 16 wat dit is wat hy sê. Maar hy sê, hier's wat julle moet weet, julle kan vrede vind in my. Vrede is in my. Efesiërs 2:14 sê dat Jesus is ons vrede. Waarin soek jy vrede? Luister baie mooi, jy gaan nie jou vrede vind in omstandighede wat presies werk soos jy wil hê nie. Jy gaan nie vrede vind in almal wat doen presies soos wat jy gehoop het hulle gaan doen nie. Jy gaan nie vrede vind in werksomstandighede wat perfek gaan wees nie. Jy gaan nie vrede vind in 'n politieke stelsel wat mooi en lyn is en hoop soos wat jy wil hê dit moet wees nie. Vrede is in Christus. En hier's wat ek weet. Hier's wat ek weet. Almal van ons wat hier sit, of jy dit so verwoord of nie verwoord nie, daar's iets in jou wat eintlik soek na vrede. Daar's iets in jou wat soek van vrede saam met die mense saam met wie jy leef. Vrede dat jy dag kan opstaan soos die dag kan face. Vrede dat jy kan aangaan. Vrede dat ten spyte van jou omstandighede, dat jy dag vir dag kan aangaan en deur dit kan kom. Almal van ons wat hier soek vrede. Die vraag is, waarin soek jy dit? Jesus sê vrede is in my en dan sê hy, nadat hy dit gesê, dan sê hy die volgende. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Wow, Jesus, dis 'n amazing belofte. Wat van die beloftes soos U sal ons beskerm en U sal altyd by ons wees. En ek is meer as oorwinnaar in Christus. Ja, al daai beloftes is ook waar. Maar in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Wie van julle het dit al moeilik gehad in hierdie lewe? Die Bybel is waar. Hierdie lewe wat ek en jy leef is nie maklik nie. Hierdie lewe wat ek en jy leef, it's a challenges. Hierdie lewe wat ek en jy leef, het gevolge van keuses. Myne, joune, iemand anders se en baie keer, luister baie mooi. Ander mense se keuses se gevolge het invloed op ons ook. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou moed. Hou moed. Ek het die wêreld klaar en dan hierdie woordjie oorwin. Ja, daar gaan omstandighede in jou lewe wees wat oorweldig is. Maar in Christus Jesus kan jy oorwin. Ja, daar gaan omstandighede wees en goeders wat in jou lewe gebeur wat oorweldigend is en jy weet nie hoe dit aangaan nie. Maar as jy jou fokus verskuif na Christus, kan jy 'n oorwinningsmentaliteit kry. Beteken dit jou omstandighede gaan verander? Nee. Beteken dit noodwendig dat alles net maanskyn en rose gaan wees? Nee. Maar dit waarop jy fokus, gaan bepaal in watter rigting jy beweeg. Waarop fokus jy? Waar vind jy jou identiteit? In Christus? Wat vandag dieselfde is as wat hy gister was, as hy wat in die tyd van Daniël was en hy wat eendag terugkom, wat nooit gaan verander nie, of is jou vrede, of is jou identiteit en is jou voornemens en is jou fokus in goed van hierdie wêreld wat verander? Is jou fokus op die ekonomie en hoe dit gaan? Dit gaan verander. Is jou fokus in hoe mense optree? Dit gaan verander. Is die fokus op jou bankbalans? Dit gaan verander. Is die fokus op jou trofees en prestasies teen jou muur? Dit gaan verander. Jy moet kies. Een van die eerste dinge waarmee God met my gedeel het, toe ek tot bekering gekom het, was wie is jy? En dan het ek met my pity partytjie na hom toe gekom en soos wel, Here, hier's wat ek gedoen het. Hier's hoe my lewe gesak het. Hier's my swak selfbeeld. En dan kom die Here en soos, okay, kom ek sê vir jou wat ek van jou dink. Kom ek sê vir jou hoe ek na jou kyk. In Christus Jesus is jy vergewe. In Christus Jesus is jou sonde so ver verwyder as die ooste van die weste. In Christus Jesus is jy my kind. In Christus Jesus is jy 'n broer van die Here Jesus Christus. In Christus is jy 'n tempel van die Heilige Gees. Ek self kom woon binne in jou. In Christus Jesus het jy deel geword van my familie. In Christus Jesus is jy 'n ambassadeur vir hierdie wêreld.
In Christus Jesus, wat jy wat ver was as gevolg van jou sondes, het ek en jy naby mekaar gekom. In Christus Jesus het ek jou gekies. In Christus Jesus is jy wat dood was, lewende. In Christus Jesus is jy 'n erfgenaam saam met Christus. In Christus Jesus is jy nie meer duisternis nie, maar jy is lig. In Christus Jesus is jy sout. In Christus Jesus is jy vrygespreek. In Christus Jesus kan niemand enigiets teen jou bring nie. In Christus Jesus is jy meer as 'n oorwinnaar. In Christus Jesus is ek vir jou. In Christus Jesus is daar nog kans. Maar is in hom. Is in hom. In Christus Jesus is daar vrede. En hier is die ding. Dit gaan vir altyd bly staan. So die vraag is jy in Christus Jesus? En as jy sê ja, ek is in Christus Jesus, is jou fokus Christus Jesus? Die Bybel sê, set your eyes on things above and keep them set where Christ is seated. Kolossense. Is dit waar jou fokus is? Of jou fokus hier? Is jy 'n slaaf van vrees? Het jy gekies om 'n identiteit van 'n slaaf aan te neem, of is jou identiteit in hom? 'n Kind van die koning. Kom ons bid. Vader, aan U kom toe al die lof en al die majesteit en al die eer tot in alle ewigheid. Want U is groot, U is groter. Voor alles was U reeds daar. En wanneer alles eindig, sal U daar wees. Niemand kan met U 'n vergelyking deurstaan. U is God. En Vader, ek wil vanaand kom bid. Hier sit mense vanaand hier wat oorweldig is deur hulle omstandighede, wat oorweldig is deur situasies in hulle lewe, wat oorweldig is as gevolg van hulle huwelik wat nie lekker is nie, oorweldig is as gevolg van hulle kinders wat rebelleer, wat oorweldig is as gevolg van 'n eksamenrooster, wat oorweldig is as gevolg van 'n egskeiding, wat oorweldig is as gevolg van 'n vernoot in besigheid, wat verkeerde keuses gemaak het. Wat oorweldig is as gevolg van siekte of beserings. En as dit jy is, ek wil vir jou bid, ek wil vir jou bid, ek wil die Heilige Gees vertrou dat hy jou oë sal oplig na Jesus toe. En as jy sit, wil jy nie staan nie, ek wil graag vir jou bid. As jy oorweldig voel, wat ook al dit is, ek wil jou aanmoedig, as jy sit en jy is dalk op 'n beter plek. Jy sit dalk langs iemand wat eintlik nou staan. Ek wil vir hierdie mense bid. Wil jy nie, as jy kan, net jou hand op hulle sit? Net sê, net iets van, die Here is hier. Die Here is by jou. Vader, ek bid vir elkeen wat staan, wat oorweldig voel as gevolg van goeders in hulle lewe. Of dit is hulle verlede, of dit is verkeerde keuses, of dit verkeerde keuses van ander mense is, of dit net 'n sameloop van omstandighede is. Wil ek kom bid, Here Jesus, dat U sal kom deur U Gees. En dat U hulle fokus sal verskuif van hulle omstandighede, van hulle gevoelens, van hulle emosies, van dit wat mense oor hulle gesê het, dat dit sal skuif na U toe. Dat hulle U sal soek met hulle hele hart. Here Jesus, U sê wanneer ons tot U nader, sal U tot ons nader.
Here Jesus, ek bid dat U in hierdie oomblik sal kom en deur die Gees vir hulle 'n vrede sal bring, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek bid dat U hulle oë sal oopmaak om wonderlike dinge te sien in die woord. Ek bid dat U hulle geestesoë sal oopmaak om U beter te sien vir wie U is en hoe U oor hulle dink en hoe U oor hulle voel. En dat hulle op dit sal staan omdat dit nooit sal verander. Ek bid Vader dat hulle bewus sal word van U teenwoordigheid. U wat gesê het U sal ons nooit verlaat nie en ons nooit in die steek laat. Ek bid dat hulle sal ervaar hoe U saam met hulle hierdie pad stap. Hoe jy hulle dra, hoe jy agter hulle aankom. Ek kom bid dit in die naam van Jesus. Aan U kom toe al die lof en al die eer en al die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom ons almal staan. Kom ons almal staan. Ons gaan afsluit met hierdie lied en ek dink dit is so 'n powerful lied en baie van julle het dalk die getuienis hierdie week op jou WhatsApp gekry en so oor hierdie lied. Maar ek wil jou aanmoedig as jy saam met iemand wil bid of net nodig het dat iemand vir jou bid na die tyd. Is daar mense wat saam met jou wil bid in hierdie gebedskamers? Daar's al die mans, julle kan daai kant gaan en vrouens, julle kan daai kant gaan en gaan bid saam met iemand. Laat hulle vir jou bid of saam met jou bid. Kom ons sing hierdie lied saam. Kom ons loof hom. Dankie dit. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood runs through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave.
Mag jy leef in dit. Mag jy leef in dit. Wie jy is in Christus. Ek wil jou regtig aanmoedig, as jy saam met iemand wil gaan bid, doen dit vanaand. As jy moet gaan of jy wil, daar's sulke kaartjies tussen die stoele wat sê help my. As jy wil hê iemand met jou besoek of iemand moet net saam met jou kom bid of eintlik net jou besoek of dalk sê jy ek wil graag die Here leer ken, ek weet nie hoe nie. Vul dit vir ons in, gooi dit in by die posbus. Ons wil graag met jou kontak maak. Vader, ons eer U en ons prys U dat ons kan sing, I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. En dit omdat Jesus Christus leef. En dit omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het vir die wêreld se sondes. Aan U kom toe al die lof en al die eer. En die kinders van die Here sê, Amen. Geniet julle week, die Here seën.